Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend by die huis van die Here. Dis 'n voorreg om hier saam met u te kan wees in hierdie oggend. Ons bid dit wat hier gebeur sal strek tot eer en verheerliking van God se naam. Geliefdes, as voorsang gaan ons saam sing Gesang 267. Gesang 267, daarvan vers 1, 2 en 4 terwyl ons net so sit. Gesang 267 vers 1, 2 en 4 terwyl ons so sit. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed en nadat ons ook stil geword het voor die Here, gaan ons saam sing Gesang 95, die Onse Vader, as voorbereidingslied. Nadat ons die Onse Vader staande saam gesing het, gaan ons staande bly vir die fotum en die seën. Daarna sing ons saam Gesang 38. Gesang 38, daarvan vers 1, 3 en 5. Gesang 38 vers 1, 3 en 5 as loflied, waarna u ook u plekke kan inneem. Geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20, en nadat ons na die wet geluister het, gaan ons saam sing Gesang 84, daarvan vers 8. Ek glo aan die skuldvergewing deur die Heer se middelaars bloed. In my eie werk en waarde is geen rus vir my gemoed. Dit is alles net genade, dat ek nie verlore gaan. Ons gaan saam sing Gesang 84 vers 11, as skuldbelydenis, en nadat ons ons geloof bely het, gaan ons saam sing Gesang 84 vers 2 en vers 4. Gesang 2 en 4, vers 2 en 4 van Gesang 84, na die belydenis van ons geloof,
in Gesang 84 vers 8, nadat ons na die wet geluister het. Geliefdes, kom ons luister na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, in Spreuke 28 vers 13 sê die Here vir ons: Hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely laat staan, sal barmhartigheid vind. Daarom aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, aan hom verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy ook in die sonde bly leef. Geliefdes, as dit gaan oor ons eie werk, ons eie waarde, het ons gesing, dan behoort ons nie voor die Here te kan staan nie, maar deur die genade van God het hy ons as verlorenes ook aangeneem. En daarom kan ons in hierdie oggend ons geloof bely as kinders van die drie-enige God, en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Geliefdes, vanoggend spreek die Here met ons uit sy woord uit Handelinge 2. Handelinge 2 en ons gaan lees vanaf vers 14. Handelinge 2 vanaf vers 14. Dis na die hemelvaart van Jesus, nadat hy die nuwe apostel laat kies het deur die werping van die lot na die gebed. Dis na die uitstorting van die Heilige Gees. En nou staan Petrus op Pinksterdag en hy's besig om hier die eerste preek ook aan die eerste Christelike gemeente te lewer. Ons lees saam Handelinge 2 vanaf vers 14. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die oggend. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlustige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus, die Nasarener, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Want Dawid sê vir hom, sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. Want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of die heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die weë van die lewe bekend gemaak. U sal my vervul met vreugde by U aangesig. Broeders, ek kan vryheid met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan 'n profeet was, en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit. Het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook in die verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Want Dawid het nie in die hemel opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, totdat ek die vyand gemaak het, 'n voetbank van u voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle,
En laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels, in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind en almal wat gelowig geword het was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat hoor en dit in sy hart bewaar. Vanoggend staan ons stil spesifiek by een teksvers en dit begin by die vraag wat gevra word in vers 37, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawes van die Heilige Gees ontvang. Geliefdes, kom ons word stil en ons verenig in gebed voor God. Ons almagtige God, U wat geskep het die hemel en die aarde. Met 'n woord het U alles gemaak en getrou is U om dit alles te onderhou. Ja, U is 'n God wat by U beloftes bly. Beloftes van versorging. Beloftes van seën, beloftes van vergifnis van sonde waar daar berou en bekering is. Ja, God van beloftes wat aan ons die ewige lewe ook gee deur die genade in ons Here Jesus Christus. Here, hoe wonderlik is dit dat ons as kinders van U ook voor U mag stil word. Dat ons by U voete mag neerbuig, Here, en U mag aanroep. Here, dat ons ook die teken van die verbond op ons hoof dra. Maar Here, dat ons sal besef dat dit ook 'n oproep is, bekeer julle van die sonde en gaan leef in die geloof as geredde kinders van U. Here, daarom vra ons dat U met ons vandag sal spreek. Here, hier waar ons as gemeente vergader, het U vir ons ook die belofte gegee dat U is in ons teenwoordigheid. U sal met ons wees tot die volëinding van die wêreld en daarom mag ons voor U stil word en vra, spreek nou, Here, spreek, want die diensknegt en die diensmaagd luister. En werk so deur die Gees in ons harte, dat ons die boodskap sal hoor. Here, dat ons dit sal gaan uitleef. Dat ons nie die teken van die doop as bekeerde gelowige mense ligtelik sal opvat nie. Here, daarom bid ons hierdie dinge in afhanklikheid, in nederigheid. Here, in ontzag voor U. En ons doen dit in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. In hierdie lewe het ons almal bepaalde keuses. Ek kan kies wat om aan te trek, ek kan kies wat om te eet, ek kan kies wat om te sê. En ons het die vryheid om hierdie keuses te maak, maar baie keer is daar omstandighede wat ons lei om hierdie keuses te maak. Byvoorbeeld, ek kan die keuse maak wat om aan te trek, maar as ek in die kerk kom sit, kan ek nie in my swembroek wees nie. Ek kan besluit wat om te sê,
Maar my woorde mag nie iemand anders seermaak nie. Ek kan besluit wat om te eet, maar as ek 'n diabetes kan ek nie suiker eet nie. En hierdie omstandighede vat my in 'n rigting met my besluit, en as ek teen dit besluit, dan moet ek die gevolge daarvan ook dra. So kry ons vanoggend te doen met omstandighede binne in ons teksgedeelte. Want jy sien, die Here het opgevaar na die hemel, die Heilige Gees is uitgestort, en die mense wat daar saam was, het begin hoor hoe die apostels in tale spreek. Van die mense staan verwonderd oor dit. Ander mense beskuldig hulle is dronk van die wyn, hulle spot die apostels. En dan staan Petrus op. En hy lewer die eerste spreek wat hy het, hierdie toespraak, en dit is 'n kragtige preek wat 3000 mense tot bekering bring. En in die toespraak sê Petrus dat Jesus gegee is. En die mense het hom deur sy hande laat kruisig, maar God het hom ook opgewek, omdat hy nie deur die dood afgebring sal word nie. Hy kan nie deur die dood vasgehou word nie. Vers 32 en 33 sê hy, hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. 'n Kragtige boodskap van Petrus. En vers 37 wys hoe hierdie boodskap die mens in die hart diep getref het. Dit was 'n treffende woord wat hulle gehoor het, en dit bring hulle by die vraag, wat moet ek doen, broeders? Wat moet ek doen om deel te kry aan die Heilige Gees? Wat moet ek doen om die beloftes van die verbond te kry? Wat moet ek doen om gered te word? Sê vir my, wat moet ek doen? Petrus antwoord hulle in vers 38, bekeer julle en laat julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawes van die Heilige Gees ontvang. Petrus sê vir hulle wat om te doen. Die eerste ding waarby Petrus uitkom is, bekeer jou van die sonde. Draai jou rug op die verkeerde weg. Rig jouself op die pad wat God wil hê jy moet stap. Ons sien, in die heilsorde het God reeds hier bepaalde goed laat gebeur. Ons sien hoe God geroep het. Die Gees is uitgestort, hy het begin werk, die mense het die evangelie in hulle eie taal gehoor, hulle het gesien dat hier iets wonderbaarliks gebeur, en dan begin Petrus en hy preek oor die verlossing in Christus, die roeping het plaasgevind. Maar so sien ons ook hoe die wedergeboorte plaasgevind het, want 'n dooie hart kan nie getref word nie. 'n Dooie hart kan nie geraak word deur die evangelie nie. Die hart moes nuut gemaak word. Dit moes 'n nuwe gevoel gewees het waar hierdie evangelie nou ewe skielik diep in die hartkamers kom raak. Daarom het die Heilige Gees al die voorwerk gedoen. Die omstandighede is geskep dat die mens nou kan vra, wat moet ek doen? Hy moet nou 'n keuse maak. Gaan ek ag gee op die roepstem van die Here? Gaan ek my rug draai op die sonde en my bekeer om so God te verheerlik? Die mens moet nou besluit, gaan ek die deur oopmaak dat God inkom, of gaan ek vir Jesus buite laat staan dat hy aanhou klop? Vir party mense is dit 'n maklike keuse. 'n Keuse gegrond op eie wil. Ek kan self besluit wat ek wil doen. Ek kan maar aangaan soos wat ek wil. Daar is nie berou nie. Daar is nie bekommernis in my nie. Maar vir die wedergebore kind van God behoort hierdie keuse baie dieper te wees. Die wedergebore kind van God behoort die omstandighede so te wees dat hy nie teen God kan kies nie. Hy behoort 'n begeerte binne hom te hê, dat hy vir die Here wil kies. Hy wil saam met hom loop. Hy wil sy rug op die lewe draai. Ja, daar waar Petrus besig is om te preek, sien ons dat die mense hierdie begeerte het. Wat moet ek doen? Sy antwoord, bekeer jou. Maak jou keuse.
En as jy jouself bekeer, laat jouself gedoop word. Jy sien, die doop en die bekering word hier langs mekaar geplaas. Nou, hoekom die doop? Jy sien, die Griekse woord hier wat gebruik word, epi, word in die Afrikaanse Bybel vertaal met in. En eintlik is 'n beter vertaling vir die woord om te sê op. Die mens moet nie in die naam van Christus nie, eerder op die naam van Jesus Christus gedoop word tot vergifnis van sondes. Nou wat beteken dit om op die naam van Christus gedoop te word? Dit beteken dat die gronde van die doop is Christus en die offer wat hy gebring het. Dis 'n heenwyse na hoe hy aan die kruis gesterf het, hoe sy liggaam gebreek is, hoe sy bloed gevloei het om ons skoon te was van die sonde. Die doop behoort ons dus te herinner aan die groot genade wat hy aan ons getoon het deur sy lewe aan die kruis te gee. Die doop is nie die vergifnis van sonde nie. As daai water op die kind se kop drup, is dit nie die skoonwas nie. Dit wys heen na die offer wat Christus gebring het. Dit wys heen na hoe daardie water die beeld is om te sê, soos wat die water die doopeling skoon was, so word die gelowige deur die bloed van Christus gereinig. Maar jy sien, bekering en doop word hier langs mekaar geplaas. Dis nie een handeling nie. Dis nie een ding wat gebeur nie. Bekering is die mens se besluit. Jy moet die besluit neem om na die Here toe te kom. Jy moet besluit om jou hart vir die Here te gee en dan moet jy weer en weer besluit om dit elke dag te doen. Die doop is die teken wat deur Jesus self aan die gelowige bedien word. Die teken wat wys dat jy deel het aan die soenverdienste van hom. Die doop is daarom die teken wat wys dat ons in verbond met God staan en dit moet so gesien word. 'n Verbondsteken. En hierdie verbond het twee kante. Aan die een kant beloof God 'n klomp goed. Hy beloof dat hy vir ons 'n God sal wees. Hy beloof dat hy ons sal onderhou, dat hy ons sal versorg. Hy beloof dat hy ons sal seën en ons sonde sal vergewe as daar berou en bekering is. En uiteindelik beloof hy die grootste ding, die ewige lewe vir die mens. Aan die ander kant het die verbond bepaalde eise. Want God sê dat jy moet jouself bekeer, die wortelbekering daar, die eerste aanvanklike gee my hart vir die Here, maar ook die daaglikse bekering waar jy elke dag weer die sonde aflê, weer jou rug draai daarop. En uiteindelik is die tweede eis van die verbond dat ek in geloof tot God sal lewe. Jy sien, daarom moet hier nog 'n aspek bykom. Ons kan nie net by bekeer en doop stil staan nie, want as Jesus die disippels uitstuur in Matteus 16, dan sê hy vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Bekering en geloof is die vereistes van die verbond. En omdat dit die eise is van die verbond, glo die mens dat as ek die eise nakom, dan kry ek die beloftes van God. Dan moet die teken van die verbond my toegedien word. Nou verduidelik ons teksgedeelte hoekom dit nodig is. In vers 38 sê dit sodat ek deel kan kry aan die Heilige Gees. Vers 39 sê dat hierdie beloftes wat God gemaak het ook na my toe kom. Wanneer ek die verbond se eise nakom, dan ontvang ek die beloftes van die verbond. Dan ontvang ek God se vertroosting, God se genade, sy omvouing, sy versorging. Ek ontvang die genade van Christus wat my gered het. Ek ontvang die troos van die Heilige Gees wat in my woon, wat my lei, wat my rig. Nou kon ons vra, maar is dit nie dan nodig om weer oor groot doop te praat nie? As die eise van die verbond dan dit is dit nie nodig dat ons weer moet kyk dat ek aan daardie eise kan voldoen en eers as ek aan die eise voldoen, dan mag ek gedoop word nie.
En geliefdes, dan moet ons die teenkant ook vra. Kan u as groot mens die verbond se eise nakom? Kan u dit 100% doen? Nee. Geen mens kan die eise van die verbond nakom nie. En God het dit geweet. Daarom, as hy die verbond met Abraham sluit, dan sê hy vir Abraham, vat hierdie diere, skei hulle, sny hulle in twee en lê hulle neer dat ons hierdie verbond kan sluit. En die oomblik wat hulle moet deurloop om die verbond uiteindelik geldig te maak, dan val daar 'n diepe slaap oor Abraham en God stap alleen deur die diere. God sluit alleen die verbond omdat hy weet die mens kan nie sy kant van die verbond hou nie. En as die mens dit nie kan hou nie, dan moet die mens doodgemaak word. As ek nie die eise van die verbond kan hou nie, is die uitkoms die ewige dood. Daarom moet ons dink daaroor. Geen groot mens kan die verbond hou nie. En daarom is die doop juis die teken van die genade van ons Here Jesus Christus. Die doop wys juis hoe hy daardie eise vervul het in homself, en omdat ek dit nie kan doen nie en ek in Christus staan, daarom is dit die seël van die genade van Christus oor my lewe. Ja, omdat ek as kind gedoop is, moet dit my elke dag herinner. Elke dag aanspreek. Hou die eise van die verbond. Nie om die beloftes te kry nie, want as dit van myself afhang het, kan ek dit nie doen nie, maar ek moet uit dankbaarheid hou, omdat God reeds vir my die beloftes gegee het. Daarom kan ons nie die kinderdoop verwerp nie. Ons kinders moet gedoop word. Want die beloftes van die verbond is geldend vir my as groot mens, maar ook geldend vir daardie kleine pappe babatjie. God sê dit tog vir ons in vers 39, wat wys dat dit nie net geldend is vir groot mense nie, maar vir die kinders ook. Elkeen wat geroep word deur God. Maar daarom is daar ook 'n baie groot verantwoordelikheid. Want wat bring ons terug na God toe? Wat maak dat ek weer terugkeer na die doop? Wat maak dat ek wraggies waar voor hom staan as kind van die Here? Ons teks sê in vers 42, hulle het volhard in die leer van die apostels, in die gemeenskap en in die breking van die brood en in gebed. Hulle het volgehou om in hierdie verbond met God te leef, en daarom het ons doopsformulier ook hierdie aspek van die verpligting. Eerstens teenoor die ouers. Hulle het 'n verantwoordelikheid vir hulle kinders. Onderrig jou kind. Leer hom van die verhouding wat daar tussen God en die mens is. Leer hom van wie die Here is, die beloftes van die Here, deur nie net jou woord nie, maar ook jou daad. En lei hulle om daardie beloftes hulle self toe te eien. Maar ons ook 'n gemeenskaplike faktor hierso, want deel van die doopbeloftes is om te laat onderrig. Ons as gemeente het 'n opdrag teenoor ons kinders. Ons moet die verbond uitleef in die verhouding wat ons as gemeente teenoor God het. Ons moet die eise hou om so ook die beloftes uit te leef. En uiteindelik is een van die grootste goed, ons moet ons kinders leer bid, sodat hulle op hulle knieë voor die Here kan staan en 'n lewende verhouding met God kan hê. Want dit alles werk mee dat daar 'n vrees by die mens voor God is. Nie om vir hom bang te wees nie, maar dat ons met 'n diepe ontzag, 'n nederige afhanklikheid voor die lewende God kan staan, as kinders van die Almagtige. Geliefdes, oor 2 weke herdenk ons Paasfees.
Ons gaan weer voor die kruis van die Here kom staan en daarom is dit belangrik dat ons herinner moet word aan die genade wat hy aan ons bewys het. Dis belangrik dat ons moet besef dat dit met die doop as verbondsteken verseël is. En daarom behoort dit ons ook op te roep. Bekeer julle en lewe in die geloof as gedoopte kinders wat in die genade van ons Here Jesus Christus kan leef. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U die Gees in ons gestuur het. Dat hy met ons werk en Here, dat hy ons rig en lei. Maar dankie dat U vir ons die verbond gegee het. Here, dat daar beloftes is wat U vir ons maak en Here, dat U vir ons 'n God is. En ons weet dat ons aan die vereistes kortskiet elke dag, maar dankie dat ons weet dat Here, dit 'n genadeverbond is. Dat die genade vir ons genoeg is dat Christus in ons plek kom staan het, dat hy die vervulling van die eise gedoen het sodat ons deur hom ook kan leef. Here, dankie dat hy sy lewe gegee het. Die groot offer wat ons met sy bloed skoon gewas het. En dankie dat die doop ons daarvan herinner en dat dit ons oproep om ook vandag ons te bekeer. Ons rug op die sonde te draai en ons op U te rig en in die geloof te gaan leef. Here, daarom bid ek vir ons gemeente, vir elkeen van ons wat worstel met die sondes in ons lewens. Here, ek bid dat U ons sal rig en lei. Dat U die omstandighede so sal maak dat ons nie kan teen U antwoord nie, maar dat ons weer en weer vir U sal kies elke dag. Here, ek bid vir ons kerkverband. Here, ek bid vir elkeen wat die verdrukking van die wêreld ervaar, waar daar soveel aanslae is teen ons van die bose, soveel dinge wat probeer om U koninkryk aan te tas. Maar dankie dat U self U kerk in stand hou. Here, ek bid vir elkeen wat siek is. Here, bring genesing. Ek bid vir die wat, Here, swaar onder die emosies deurgaan, onder die geestelike aanvalle staan, dat U vir hulle krag en vertroosting sal bied. Maar ek bid ook vir elkeen wat hulle hart verhard teen U. Maak dit sag, sodat ons ook opreg sal bekeer en in die geloof sal gaan leef. Here, daarom bid ons hierdie dinge in afhanklikheid voor U. En ons doen dit in die naam van ons Here Jesus Christus, hy wat vir ons met sy lewe betaal het. En ons doen dit deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Gesang 114. Gesang 114, my enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Ons gaan saam sing Gesang 114, daarvan al twee die verse. Ons gaan dit staande saam sing, waarna jy staande kan bly vir die seën.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Geliefdes, net die volgende afkondigings namens die kerkraad vir voorbidding. Ons dink aan ons gemeente en al ons lidmate. In besonder dink ons nog aan Tannie Mariana van Sail, oom Koos Kamfer, oom Kobus Du Plessis. Oom Kobus gaan die week dokter toe, as ek reg onthou. En dan Tannie Rina Snyman wat nog met hulle gesondheid sukkel. Geliefdes, dan dink ons ook nog aan oom Andrei van Rooyen in Stella. Dit gaan verbasendlik goed met hom. Onder die omstandighede, maar ons dink in ons gebede nog aan hom. Geliefdes, dan vra ons voorbidding ook vir ouderlingraadsvergadering en kerkraadvergadering vanmiddag DV. Vanuit die kerkraad uit, u kan my of die kerkraad kontak vir huisbesoeke buite die normaal. Ons sal spoedig by uitkom. Tannie Ronel, baie dankie vir die speel van die orgel vanoggend. Dit is altyd lekker om saam met Tannie te sing. Dan, geliefdes, dan vra ons vir kerkraad nominasies, ouderling wijk 3, en diaken wijk 2. Ons sal vanoggend by die kerkraadvergadering ook bespreek oor wanneer ons die verkiesing sal doen, so u kan solank die nominasies indien. Dan het ons vanoggend deurkollekte vir diens van barmhartigheid. Daar is bordjies by die deure, u kan net daarin sit. Die komende Sondag het ons kanselreiling. Dominee Martin Jordaan kom preek hier en in Stella, en ek preek DV Sondag in Swazirenike. Die doel daarvan is, baie van u sou dalk gehoor het, daar is 'n saak teen Dominee Jordaan gewees, klagtes gelê, wat ons so 2 weke terug hanteer het by 'n gesamentlike ringsvergadering. En net om dit te sê, op die sake, daar is een waarop skuld bevind is, maar meeste van die sake is nie skuld nie, en dit gaan nie oor iets wat hy verkeerd doen nie. Die klagtes wat gelê is, gaan oor die manier hoe hy iets doen. En dit is reeds aangespreek. Ons het in die vergadering baie hard met hom gepraat en daar is stappe geneem wat dit doen, wat dit regstel. Sodat u ook net weet, ek weet daar is stories wat rond lê, verskriklik rondom so 'n saak, maar dat u ook weet die ring en die kerkverband het dit reeds reggestel. En daarom gaan ek volgende week in Swazirenike as voorsitter van die ringskommissie en die voorsitter van die vergadering wat dit hanteer het, terugvoer aan die gemeente gee. Dat dit nie 'n storie is met 'n klomp stertjies wat aangelas word en nie die waarheid nie. So volgende Sondag DV 8uur het ons gewoonweg erediens. Dominee Martin is aan die woord. Geliefdes, dan het een van ons gemeentelede gevra, hulle het
'n noot vir 'n mikrogolfoond. As u dalk 'n ekstra een het of een wat u nie gebruik nie, kan u my net skakel daarmee. Dan, geliefdes, die Kerkskiet kom baie vinnig naby. Dis so bietjie meer as 'n maand nog weg, die 24ste Mei. Hou asseblief daardie datum oop. Dis lekker, ons gaan lekker saamwerk, lekker saam skiet. Dis altyd groot pret. So hou daai datum oop dat u dit asseblief kan bywoon, en dan vra ons nog vir borge en donasies, pryse, kontant, borge, enigiets wat u kan kry, daar waar u besigheid doen, as u met reps of iets besig is, vra vir hulle vir borge vir die kerkie. Dit is baie goeie bemarking. As hulle 'n banier het, kan hulle dit opsit en ons sal dit vir hulle bemark, maar ons benodig asseblief pryse en borge daarvoor. Dan die Susters aksie, blomme en tee vir die maand April is week 1. Ons het van laasweek af die tee weer teruggeskuif na die saal toe, so kom kuier asseblief lekker saam met ons en kom drink 'n lekker koppie koffie. Verbondsonderrig, daar is geen vanoggend nie. Dit is nog skoolvakansie. Jy sal sien hoe min van die kinders is hier. Die skole begin DV weer hierdie week. Ons sê vir die kinders ook sterkte met die nuwe kwartaal. Dan het die verbondsonderrig op die groep 'n advertensietjie gesit waar hulle al die ma's en families, so almal, dis nie net die ma's en pa's, almal kan saamkom eet, maar hulle nooi uit om saam met ons 'n ete vir Moedersdag te kom geniet. Hulle vra wel dat u asseblief voor die 4de Mei vir ons net sal laat weet wie gaan dit bywoon, en u kan sommer met Elmarie praat daaroor asseblief. Geliefdes, dan die boodskappers. Hulle is ongelukkig nie vanoggend beskikbaar hier nie. Hulle sal volgende week hier wees, maar as u bitter graag al wil begin lees of luister, u kan die toepassing op die selfoon aflaai en die boodskapper daar ook elektronies lees, of dan op Spotify of meeste van die ander platforms behoort u onder die boodskapper ook al die artikels elektronies opgeneem te kry, dat u dit kan luister. Verjaarsdag, hierdie week wat kom, die 12de April, is dan die Lientjie Kotse. Ons sê vir haar baie geluk vir die verjaarsdag wat kom, en dan oom Chris is vanoggend hier. Ek sien oom hulle kuier lekker by tannie Elsa. Oom Chris het in die week wat verby is 96 geword. Dis darm maar 'n groot mylpaal in 'n mens se lewe, en ons wil vir oom baie geluk sê. Oom is nog geseën met gesondheid, maar ons bid dat die Here dit ook in hierdie jaar wat kom vir oom nog ryklik sal seën en sy genade ook vir oom toe sal voeg. Geliefdes, dan huweliksherdenking. Vandag die 6de April is Fanie en Marlies de Villiers se huweliksherdenking. Ons bid vir hulle ook vir die genade van die Here in die jaar wat voor is. Geliefdes, kom drink asseblief saam met ons 'n koppie koffie, kom kuier lekker saam, en dan hoop ek u 'n geseënde dag en 'n geseënde week wat voorlê.